Goeiemôre, baie welkom by ons erediens. Weer eens 'n wonderlike voorreg om die woord van God tot u te bring. Ons voorsang vanoggend kom uit lied 164. Ons is almal hier te saam, want dis tog waarvoor ons vanmôre luister, of waar ook ja, wanneer u ook al luister, ons kom te saam om die God te loof en te prys. Gemeente, die Here sê ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie. Wie my glo, sal nooit weer dors kry nie. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Amen. God het ons nou met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur saam te sing uit lied 156. Loof die Here. Onze Vader, in Jesus naam is ons nou hier vergader, en deur die Gees kom ons vrymoedig nader, loof die Here. Ja, loof die Here, ons Skepper, ons Verlosser, ons ewigheid. Nou geliefdes, God se wet eis liefde van ons.
Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom 'n vraag probeer vasdry. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het almal afgedwaal. Ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jesus Christus wat vir ons gesterf het. Nou broers en susters, na skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hul geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons antwoord daarop deur hartlik saam te sing uit lied 508, Vaste rots op wie ek bou. Die golwe oor my slaan, bly my rots vir ewig staan. Sonde woed met alle mag, onrus kwel my dag en nag, in my sonde vasgevang, laat u my na u verlang. U het alles vir my veil, God my rots van ware heil. Vaste rots op wie ek bou, Wat 'n pragtige lied. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde voor ons Heer en Hemelse Vader in gebed. Here Jesus Christus, ons kom vanmôre weer tot U in gebed. Ons bid tot die Vader, Seun en Heilige Gees, om ons by te staan, om ons te help en om ons te lei, Here. Want Here, die tyd snel verby en soveel dinge gebeur in hierdie wêreld. Dinge wat ons intens bewus van is wat verkeerd is, Here. Dinge wat nie reg is volgens U woord nie. En dat mense eenvoudig U gebod eenkant toe gooi. Here, wees ons genadig dat ons kan staande bly. Help ons om die wonder van U woord raak te sien. Help ons om die positiewe dinge in die lewe te sien, waar Christene nog steeds by mekaar kom om U te loof en te prys. Want daar is soveel maniere, Here, wat U woord versprei word oor hierdie aarde. En dis die wonder van die media en die tegnologie, dat aan al die uithoeke van die aarde kan U woord verkondig word. Here, laat ons besef hoe bevoorreg is ons. Bevoorreg om rustig te kan sit en na U woord te kan luister. Om enige tyd ons Bybel te kan lees.
enige tyd 'n app op ons foon te kan oopmaak en u woord te kan kry. Here, dis nooit te ver weg van ons af nie. Maar help u ons, Here, dat ons nooit te ver weg van u af is nie. Ons weet u is altyd by ons. U lei ons deur die Heilige Gees. Maar Here, u ken ons harte. U ken ons wee. U weet, Here, baie keer ons net eenvoudig verkeerd doen. Of verhoed om te doen wat ons moet doen. Daarom smeek ons, Here, vergewe ons sondes, vergewe ons ontrouheid, vergewe ons baie keer net ons laksheid, Here. Help ons en rig ons na u woord. Lei ons, behoed en bewaar u ons, Here. Gaan met ons geliefdes, gaan met almal wat vanmôre luister en wat ook al vorentoe luister na u woord. Laat hulle bemoediging ontvang, Here, en laat dit in hulle harte vas geanker word. Ons vra dit nie uit verdienste nie, maar enkel uit genade. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit 1 Tessalonisense 5, vers 1 tot 11. Ek noem vir u 1 Tessalonisense 5, vanaf vers 1 tot 11. Ek lees vir u. Die wederkoms van die Here, oor die tyd en omstandigheid, wanneer hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skryf nie, broers. Julle weet self maar al te goed, dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. Wanneer die mense sê, alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne 'n swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. Maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Die wat slaap is van die nag, en die wat hulle drink is van die nag. Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe, of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar moed in, en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouwens reeds doen. Tot sover, voordat julle die woord van God hoor en dit in harte bewaar. Ons dank Here vir die geskrewe openbaring van die woord, en vra u seën op die gepredikte woord wat volg, dat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Nou geliefdes in die Here, ons tema vanoggend is lewe in die lig, bestem vir verlossing. Ons teksvers kom daar uit vers 9. God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Nou, in ons skriflesing het ons gelees van ter agtergrond van Tessalonika. Nou Tessalonika, net in agtergrond, ons kan sien waar dit saamgestel word en ek kan amper sê die hartklop van hierdie stad kan bietjie meer ervaar. Dit was 'n belangrike stad in Macedonië, hedendaags Griekeland. Was 'n welvarende en strategies geleë stad aan 'n belangrike handelsroete, wat genoem was die Via Egnatia. Via Egnatia was 'n roete wat in die 2de eeu voor Christus deur die Romeinse Ryk gebou is. Dit het Illyricum, Macedonië en Thracië gekruis en deur gebiede geloop wat nou deel is van moderne Albanië, Noord-Macedonië, Griekeland en Europese Turkye as 'n voortsetting van die ander roete Via Appia. Nou Tessalonika was 'n kulturele smeltkroes met 'n diverse bevolking bestaan uit Grieke, Romeine en 'n beduidende Joodse gemeenskap. Die stad was bekend vir sy handelsaktiwiteite en het 'n welvarende ekonomie gehad. Die inwoners het 'n mengsel van godsdienstige oortuigings en kulturele gebruike gehad, wat dit 'n dinamiese maar soms uitdagende plek vir die verspreiding van Christelike geloof gemaak het. Nou dit ons dink aan vandag se stede nie. 'n Smeltkroes van verskillende oortuigings en gebruike, 'n uitdagende plek om God se woord te versprei of net te verkondig. Maar Paulus het Tessalonika besoek tydens sy tweede sendingsreis
soos beskryf in Handelinge 17 vers 1 tot 9. Hy het daar 'n Christelike gemeente gestig, maar moes vinnig vlug weens die teenstand van die Jode, wat jaloers was oor sy sukses met die verkondiging van Jesus Christus as verlosser. Hulle het dit nie so ingesien nie. Hulle het dit nie Jesus Christus as verlosser gesien nie. Ten spyte van Paulus se kort verblyf, het die Tessaloniese gemeente vinnig gegroei en was hulle bekend vir hul geloof en liefde. Hulle het egter ook te kampe gehad met vervolgings en uitdagings. Nou geliefdes, Paulus begin hierdie gedeelte wat ons gelees het deur te sê dat die Tessaloniërs nie nodig het om te weet oor die tye en geleenthede nie, want hulle is reeds bewus van die dag van die Here wat onverwags sal kom. Hy gebruik die metafoor van 'n dief in die nag om die element van verrassing en onvoorspelbaarheid te beklemtoon. Dit dui daarop dat niemand die presiese tyd van die Here se wederkoms kan voorspel nie. Paulus waarsku ook dat wanneer mense sê alles is rustig en veilig, dan sal die ondergang hulle skielik oorval, soos geboortepyne oor 'n swanger vrou kom. Hierdie is onafwendbaar en niemand sal van dit af kan ontsnap nie. Van die dag van die Here sal almal, ieder en elk, opgeroep word. Die wat reeds gesterf het aan Christus sal eers gaan. Die wat nog lewe in Christus sal dan tegemoet gaan in die hemele. En die wat hom verwerp het, sal die ewige oordeel oorgepel word. Verder beklemtoon Paulus dat die verskil tussen gelowiges en ongelowiges. Gelowiges word as kinders van die lig en kinders van die dag genoem. Wat beteken hulle behoort aan die lig en aan die dag? En nie aan die nag of duisternis nie? Dit is geestelik gesien, want geestelik is jou siel verlig. Jy leef in die lig van Christus. Jy leef nie in die duisternis en die donkerte in jou siel nie. Hy moedig hulle aan om nie in die duisternis te leef nie, sodat die dag hulle nie onverhoeds betrap nie. Gelowiges moet altyd waaksaam en nugter wees. Die metafoor van slaap en dronkenskap dui op 'n geestelike en morele traagmenieagtige houding. Ons kan sê hierdie slaap is 'n geestelike traagheid. Slaap en dronkenskap is beide dinge wat mense onbewus en onvoorbereid maak, terwyl waaksaamheid en nugterheid hulle gereed hou. In vers 8 gebruik Paulus die metafoor van 'n soldaat se wapenrusting om geestelike gereedheid en beskerming te illustreer. Want onthou, dis 'n stryd wat gevoer word, 'n stryd teen die bose, 'n stryd teen Satan se liste en mag om mense meer en meer in die diepe afgrond in te trek en weg te vat van Jesus Christus as verlosser. En daarom word ons herhaaldelik as kinders van die lig en kinders van die dag genoem. Want dit is so belangrik dat ons dit besef. Nou, verder roep Paulus gelowiges op om twee belangrike komponente van 'n soldaat se wapenrusting aan te trek. Die borsplaat van geloof en liefde. Nou geloof, dit verwys na vertroue en toewyding aan God. Geloof beskerm die hart deur te verseker dat gelowiges vas staan aan hul geloof en vertrou op God se beloftes en krag. Dit hou hulle standvastig te midde van beproewings en versoekings. En dit weet ons, dit hou ons vas. Dit hou ons siel vas en naby aan die Here. Wanneer ons uitroep en smag na verlossing, waar ons vra vir vertroosting vir hartseer of vir bekommernisse of ons weet nie herwaarts of derwaarts nie. Dit is wat ons bedoel met standvastigheid te midde van beproewings en versoekings. En dan die liefde, borsplaat van geloof en liefde. Dit is die praktiese uitdrukking van geloof. Liefde vir God en die naaste is die fundament van Christelike etiek. Dit beskerm die hart deur motiewe en dade van gelowiges te rig en te suiwer en verseker dat hulle in alle dinge met deernis en goedheid optree. Doen ons dit? Tree ons met deernis en goedheid op? Dan die helm van hoop en verlossing. Hoop op verlossing
Hierdie hoop is 'n vaste verwagting van die uiteindelike redding van wat Christus sal bring by sy wederkoms. Dit beskerm die verstand van gelowiges deur hulle denke te rig op die toekomstige beloning en die vervulling van God se plan, wat van die grondlegging van die vasgelê is. Dit gee hulle krag en moed om volhardend en waaksaam te bly, ongeag die teenslae wat hulle mag ondervind. Nou geliefdes, Paulus sê, en hy vertel dit weer eens vir die gelowiges, aan die gelowiges van die uiteindelike doel van God se plan vir hulle, maar so ook vir ons as Christene wat vandag hier sit. Gelowiges is nie bestem om God se toorn en oordeel te ervaar nie. Dit verwys na die straf vir diegene wat nie in Christus glo nie. Nee, geliefdes, die bestemming van ons as gelowiges is verlossing, wat slegs deur Jesus Christus se genade bewerkstellig word. Hierdie verlossing is beide huidig in die sin van gelowiges wat reeds gered is, en toekomstig in die sin van die volle verlossing by die wederkoms van Christus wat sal plaasvind. Paulus verduidelik die basis van hierdie hoop en verlossing in vers 10. Die dood van Jesus Christus aan die kruis is die fondasie van ons as die gelowiges se verlossing. Hy het die straf gedra wat ons verdien het, en hy het deur sy opstanding die weg na die ewige lewe oopgemaak. Vir ons as sy kinders. Of gelowiges nou lewe en of sterwe, hulle sal vir ewig saam met Christus lewe. Ek wil graag net 'n oomblik hier stil staan. Net hier, jy moet 'n bietjie daaroor nadink. Dink jy daaraan, Jesus Christus het vir jou en vir my gesterf. 'n Absolute, suiwer, skoon, gehoorsaam, geen sondes, 'n goddelike, as mens aan die aarde toe gekom, het hy alles op hom geneem en gesterf vir ons sondes, dat ons kan lewe. Ons besef nie altyd wat dit beteken nie. Nou, en dis hoekom ons sê ons sal ewig saam met Christus wees. Dit beteken dat die heilige lewe en die lewe hierna, beide deur die verhouding met Christus gedefinieer word. Hierdie sekuriteit en vereniging met Christus gee gelowiges 'n vaste hoop en 'n rede om waaksaam en nugter te bly. Hierdie vers is 'n wekroep deur Paulus vir gelowiges tot 'n leefwyse van gereedheid en morele waaksaamheid. Die borsplaat van geloof en liefde en die helm van hoop op verlossing dien as 'n geestelike beskerming en versterking in die lewe van 'n Christen. Geloof en liefde rig hul dade en houdings. Dit rig ons dade, dit rig ons houding wat ons het en wat ons mee optree, terwyl die hoop op verlossing ons denke en verwagtinge rig waar dit moet wees. Hierdie wapenrusting is noodsaaklik om uitdagings en versoeking van die lewe te weerstaan en om standvastig te bly. Hoekom? Standvastig te bly in afwagting van Jesus Christus se wederkoms. Nou, as ons kyk na vers 11, moedig Paulus die Tessaloniërs aan om voort te gaan en mekaar te bemoedig en op te bou, soos hulle reeds doen. Hierdie opdrag onderstreep die belangrikheid van interaksie en ondersteuning binne die geloofsgemeenskap, veral in die tye waar ons wag op die Here se wederkoms. Nou geliefdes, daar's verskeie maniere van geloofsgemeenskap ondersteuning. 'n Oproep, 'n gesprek, 'n boodskap. Hoe gaan dit? Waar u in die binnekamer bid vir die medegelowiges, bid vir die mede-Christene, bid vir die wat onderdruk is in hulle geloof, bid vir die wat vervolg word. Daar's soveel maniere wat ons as geloofsgemeenskap mekaar kan ondersteun. En deur mekaar te bemoedig en op te bou, help ons mekaar om waaksaam en nugter te bly en versterk ons die gemeenskaplike geloof en hoop. Net so moet ons ook mekaar opbou en versterk in geloof, soos wat hierdie Tessalonisenses gedoen het. Nou ons skriflesing vanuit
1 Tessalonians 5 vers 1 tot 11 is direk gerig op ons. Dit roep gelowiges op tot waaksaamheid, nugterheid en 'n aktiewe geloofslewe, terwyl ons op die wederkoms van die Here wag. Paulus gebruik sterk metafore en beelde om hierdie boodskap oor te dra. Die koms van die Here is soos 'n dief in die nag. Die kontrasterende lewe van kinders van die lig teenoor die in die duisternis. En die beskermende wapenrusting van geloof, hoop en liefde. Hy beklemtoon ook die belangrikheid van gemeenskaplike ondersteuning en bemoediging, wat noodsaaklik is vir die volharding en groei van geloofgemeenskappe waarin ons vandag lewe. Hier toon hy vir ons 'n gemeente wat ten spyte van vervolging en onsekerheid oor die wederkoms deur Paulus aangespoor word om standvastig te bly in hulle geloof en hoop. Want dis tog die kern. Ons hoop, ons vertrou op God se beloftes en deur waaksaam en nugter te lewe, toegerus met geloof, liefde en hoop en deur mekaar voortdurend te bemoedig en op te bou, kan hulle, sê Paulus, gereed wees vir die dag van die Here. Hierdie boodskap is tydloos en relevant vir gelowiges in enige tydperk. Vir gelowiges in enige tydperk. Maak nie saak wanneer jy leef of die wat reeds gesterf het nie. Dit is duidelik dat Paulus 'n dringende en tydlose boodskap aan die gelowiges in Tessalonika en aan ons oordra. Ten slotte wil ek net 'n paar sedelsgedagtes herhaal wat ons in ons harte moet ingraveer. Eerstens, waaksaamheid en nugterheid. Paulus herinner ons daaraan dat die dag van die Here onverwags sal kom soos 'n dief in die nag. Daarom moet ons altyd waaksaam en nugter wees, soos kinders van die lig en van die dag, wat nie in die duisternis leef nie. En tweedens, die wapenrusting van geloof, hoop en liefde. Ons moet ons toerus met die borsplaat van geloof en liefde, die helm van hoop en op verlossing. Want hierdie geestelike wapenrusting beskerm ons teen die aanslag van die wêreld en hou ons gefokus op die beloftes van God. Derdens, gemeenskaplike ondersteuning. Paulus beklemtoon die belangrikheid van onderlinge bemoediging en opbouing. As 'n geloofsgemeenskap moet ons mekaar aanmoedig, versterk en help om standvastig te bly in die geloof. En vierdens, bestemming vir verlossing. God het ons nie bestem vir toorn nie, maar vir verlossing deur Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons nou lewe of sterwe, vir ewig saam met hom kan lewe. Want hy het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei. Nou soos die Tessaloniërs in daardie tyd, leef ons ook in tye van onsekerheid en in afwagting op die wederkoms van Christus. Hierdie teks spreek ons aan om ons lewens in lyn te bring met ons geloof in Jesus Christus, voortdurend waaksaam en nugter te wees. Maar wat belangrik is, geliefdes, ons kan elkeen so op ons eie aangaan, op onsself ons eie ding doen, maar die geloofgemeenskap is van kardinale belang. Deur geloof, liefde en hoop te kweek, te laat groei, bly ons voorberei en gefokus op die ewige verlossing wat ons in Jesus Christus het. Dis 'n kosbare prys, dis 'n kosbare gawe, dis 'n geskenk wat Jesus Christus aan ons gee. Laat ons daarom voortgaan om mekaar aan te moedig en op te bou. Weet dat ons uiteindelike hoop en bestemming in Jesus Christus gevestig is. Die vraag wat ek wil hê u moet u self afvra vandag is: hoe sterk is u wapenrusting? Met ander woorde, u geloof. Versorg u dit? Onderhou u dit? Versterk u dit? Bou u dit op? Onthou, God het ons nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die geleentheid om saam rondom u woord te kon vergader en vir die waarheid wat u aan ons openbaar het deur die boodskap van u apostel Paulus. Here,
U herinner ons daaraan dat U dag onverwags sal kom. En dit word beklemtoon, Here, en dan ons na in die hart gedruk dat ons altyd met waaksaam en nugter moet wees. Help ons om ons kinders van die lig en van die dag te leef in gereedheid, Here, en vol geloof. Vader, ons bid dat U ons sal toerus met die borsplaat van geloof en liefde en die helm van hoop op verlossing. Mag hierdie geestelike wapenrusting ons beskerm en ons laat vas staan in ons daaglikse wandel met U. Ons bid dat U ons sal help om hierdie eienskappe in ons daaglikse lewens uit te leef, en dat ons altyd gefokus sal bly op U beloftes en die verlossing wat ons in Christus Jesus het. Here, ons bid ook vir ons gemeentes, ons kerke, maar U kerke, U gemeentes, Here, die geloofsgemeenskappe. Gee ons die genade om mekaar voortdurend aan te moedig en op te bou, soos U ons beveel het. Mag ons deur ons woorde en dade mekaar versterk en help om standvastig en volhardend te bly in ons geloof, Here. Ons bring voor U, Here, almal wat in nood verkeer, diegene wat ly onder siekte, finansiële druk, emosionele nood, of enige ander vorm van swaar kry. Mag U genade en vertroosting by hulle wees. Gee ons die wysheid en die gewilligheid om U hande en voete te wees, om hulp te verleen waar ons kan, en om die lig van U liefde in ander se lewens te bring. Ons bid ook vir diegene wat nog in die duisternis wandel, en U nie ken nie, Here. Mag U woord hulle bereik en hulle harte verander. Gebruik ons, o Vader, as instrumente om U evangelie te deel, sodat die lig van U waarheid kan skyn in die donkerste hoeke van hierdie wêreld. Mag U Gees kragtig werk om diegene wat verlore is, na U toe te trek, sodat hulle ook die hoop en verlossing in Christus kan ervaar. Here, ons dank U dat U ons nie bestem het vir toorn nie, maar vir verlossing deur Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, Here. U het vir ons gesterf, en of ons nou lewe en of ons reeds gesterf het, vir ewig sal ons saam met U kan lewe. Mag hierdie hoop ons lei en ons fokus bly, en mag ons lewens 'n getuienis wees van U liefde en genade. In die naam van Jesus Christus, ons verlosser, bid ons hierdie dinge. Amen. Ons slotlied vanoggend is die 280, Here, Redder, groot en magtig. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus
Die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.